Definieer jouself as iemand wat deur God bemin word. Elke ander identiteit is net 'n illusie. Daar is 'n liefde wat jy nie kan meet nie, en jy het werklik bonatuurlike krag nodig om God se liefde in Christus te verstaan. Efesiërs 3:18. Maar dis nie gewone liefde nie. Dis 'n liefde wat nie wag vir jou om reg te wees nie. Dit is liefde wat vir sondaars sterf en bly lief hê, selfs al struikel hulle. Hierdie liefde sê, jy is myne, nou en vir altyd. Onthou daar's 4 dimensies van God se liefde. Die wyte sluit almal in, ja, selfs jou. Lengte, dit strek van ewigheid tot ewigheid. Diepte, dit reik af tot by jou laagste punt. En dan hoogte, dit lig jou op na hemelse plekke toe. Onthou, geen sonde is te groot, geen gat is te diep, en geen lewe is te verlore vir hierdie liefde nie. Sy liefde is wyer, langer, dieper en hoër. En onthou, liefde word saam beleef. Paulus sê ons moet hierdie liefde saam met al die heiliges beleef. Met ander woorde, jy kan nie God se liefde alleen verstaan nie. Jy beleef dit in die omhelsing van 'n vriend, in die gebed saam met 'n medegelowige, in die geloof van iemand wat saam met jou glo, selfs wanneer jy twyfel. God se liefde vloei deur sy mense. Moenie alleen loop nie. God se liefde beweeg deur sy liggaam en dit is ons. Brennan Manning het gesê, definieer jouself radikaal as iemand wat deur God bemin word. Elke ander identiteit is net 'n illusie. Onthou, jy's nie wat jy verkeerd gedoen het nie. Nie wat mense sê oor jou nie. Jy is God se geliefde kind en ons as gelowiges moet dit begin glo. Kom ons bid. Here, versterk ons met krag deur die Gees, sodat ons kan verstaan, regtig verstaan, hoe groot die liefde vir ons is. Vul ons met hierdie liefde en maak dit ons nuwe identiteit. Dit bid ons in Jesus se naam. En onthou, jy is God se geliefde kind. Dit is werklik wie jy is.